In 2018 was die tradisionele vraag 10 ook vraag 11 gewees. Die druppelfrekwensies van cesium en kaliummetale word in die tabel hieronder gegee. Definieer die term arbeidsfunksie in woorde. Die arbeidsfunksie of die werksfunksie van 'n metaal is die minimum energie benodig om 'n elektron uit die oppervlakte van 'n metaal vry te stel. Watter een van die twee metale in die tabel het die hoogste arbeidsfunksie? Gee rede vir die antwoord deur na die inligting in die tabel te verwys. Nou die antwoord is kalium. En die rede daarvoor is die druppelfrekwensie van kalium is hoër. Nou kyk hierson. Die druppelfrekwensie van kalium is 5,55 maal 10 tot die mag 14 Hz. En as ons kyk na die arbeidsfunksie, dan is dit gelyk aan Planck se konstante maal met die druppelfrekwensie. So omdat kalium se druppelfrekwensie hoër is, Planck se konstante bly 'n konstante, gaan die arbeidsfunksie van kalium hoër wees as die van cesium. Die vereenvoudigde diagramme hieronder toon twee stroombane, A en B, wat fotoselle bevat. Die fotosel in stroombaan A bevat 'n cesium metaalplaat, terwyl die fotosel in stroombaan B 'n kalium metaalplaat bevat. Ultraviolet lig met dieselfde intensiteit en golflengte 5,5 maal 10 tot die mag minus 7 meter val in op die metaalplaat in elk van die fotoselle. En die ammeter in stroombaan A registreer 'n stroom. Deur middel van 'n berekening bepaal of die ammeter in stroombaan B ook 'n stroom sal registreer. Nou ons begin deur die frekwensie van die invallende lig te bereken. Die spoed van lig is die golflengte maal met die frekwensie. Kom ons gaan kry die frekwensie van daai invallende lig. Dit is die spoed van lig gedeel deur die golflengte. Spoed van lig op jou formuleblad 3 maal 10 tot die mag 8. Ons deel dit deur die golflengte, dit is vir ons gegee, is 5,5 maal 10 tot die mag minus 7. En as ons dit bereken, kry ons 5,45 maal met 10 tot die mag 14 Hz. Ons het met ander woorde die frekwensie van die invallende lig. En dit moet ons dan gaan vergelyk met die druppelfrekwensie. As die waarde hoër is as die druppelfrekwensie, beteken dit fotoelektrone word vrygestel en die ammeter het 'n lesing. As die waarde wel minder is as die druppelfrekwensie, dan gaan daar geen lesing op die ammeter wees nie. So 5,45 maal 10 tot die mag 14 is groter as 5,07 maal 10 tot die mag 14. Met ander woorde, daar is 'n lesing op die stroombaan A ammeter. Maar in die geval van stroombaan B gaan daar nie 'n lesing wees nie, want die druppelfrekwensie 5,55 maal 10 tot die mag 14 in die geval van kalium is hoër as die frekwensie van die invallende lig. Bereken die maksimum kinetiese energie van 'n vrygestelde elektron in stroombaan A. In stroombaan A het ons cesium. Ons gaan dus met die druppelfrekwensie van 5,07 maal 10 tot die mag 14 werk. So jy weet in die tyd dat die fotonenergie is gelyk aan die arbeidsfunksie plus die maksimum kinetiese energie. Nou die fotonenergie kan ons gaan herskryf as Planck se konstante maal met die spoed van lig gedeel deur die golflengte. Die arbeidsfunksie kan ons gaan herskryf as Planck se konstante maal met die druppelfrekwensie en ons is op soek na die waarde van die maksimum kinetiese energie. So Planck se konstante 6,63 maal 10 tot die mag minus 34
Spoed van lig 3 maal 10 tot die mag 8. Ons deel dit deur die golflengte soos wat hulle vir ons gegee het, 5,5 maal 10 tot die mag minus 7. En dit is gelyk aan Planck se konstante weer eens, 6,63 maal 10 tot die mag minus 34. En ons maal dit met die druppelfrekwensie van cesium, 5,07 maal 10 tot die mag 14 hertz plus die maksimum kinetiese energie van 'n vrygestelde elektron. En dan as ons dit gaan uitreken, kry ons 'n waarde van 2,55 maal 10 tot die mag minus 20 joule. Hoe sal die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde elektron in die vorige vraag bereken verander wanneer die intensiteit van die invallende lig toeneem? Nou, as ons kyk na intensiteit, dan kyk ons na die aantal fotone wat op die metaalplaat val per sekonde. Hoër intensiteit, meer fotone wat op die metaalplaat val per sekonde. Maar die maksimum kinetiese energie hang af van die energie van 'n enkele foton en nie van die hoeveelheid fotone wat op die metaalplaat val nie. So, as die intensiteit van die lig verhoog word, bly die frekwensie van die lig dieselfde. En dit beteken die energie van die individuele fotone bly dieselfde. En omdat dit dieselfde bly, bly die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde elektron ook dieselfde.